Goeiedag geliefdes, ek groet u weer eens in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus en ons is besig tans met die boek Titus. Ons is daar by die 3de hoofstuk en die 10de vers in hierdie oggend. Maar ek gaan vir u vanaf die 9de vers lees omdat dit verband met mekaar hou. Dit klink so. Hy sê maar vir my dwaase strydvrae en geslagregisters en twis en stryery oor die wet, want dit is nutteloos en doelloos. Aan 'n man wat partyskap verwek, moet jy jou onttrek na die eerste en tweede vermaaning, wetende dat so iemand op 'n verkeerde pad is en sonde doen en self veroordelend staan. Paulus het gepraat oor stryery in die gemeente, mense wat altyd stryd veroorsaak, en ons kry dit ongelukkig in die kerk van die Here en in die hele samelewing. Daar is altyd mense wat in 'n stryd betrokke wil raak en argumente wil betrokke raak. En as 'n mens by hierdie tipe argumente en strydery betrokke raak, dan ontketen dit by 'n mens net verkeerde emosies en word verhoudinge vernietig. Daarom het hy gesê, vermy dit. Moenie daarby betrokke raak nie. Veral by die man wat partyskap wek nie. Wat altyd negatief is, wat ander mense negatief beïnvloed, wat kwaad praat van ander mense, mense wat die gewoonte het om te skinder en afbreekend van ander mense te praat, wat altyd onvergenoegd in hulle self is en onvergenoegd met enige situasie in die kerk, wat nooit saamwerk nie, maar wat altyd stroom op is en negatief. Jy kry dit ongelukkig ook in die kerk van die Here. En dit is iets wat eintlik skandelik is, dat daar die werk van die Here iemand is, wat altyd die negatiewe en afbrekende na vore bring. En wat baie verhoudinge verskeur. Die gees in die gemeente word versteur, en die eenheid van die gemeente word ook versteur. Daarom maak hy 'n baie harde uitspraak. Hy sê die broere en suster moet jy van die gemeente onttrek. Jy moet jou onttrek van sulke mense. Die gemeente moet nie met sulke mense skouers skuur nie. En dan sê hy dat as ek al 'n man 2 of 3 keer vermaan het, dat hy die werk van die Here skade doen, dat hy 'n verkeerde gesindheid het, en daarby hom nie 'n inkeer plaasvind nie, dan moet die gemeente ongelukkig optree teen so 'n persoon. 'n Mens hoef nie negatief teenoor hom op te tree nie. Ten eerste dink ek, moet jy met so 'n mens praat en vir hom sê, broeder, suster, ek stel voor dat jy 'n ander gemeente vir jouself soek, waar jy tuis sal wees. Want dit help dat jy bly in die gemeente hier en jy's nie gelukkig nie. Kyk na 'n ander gemeente in die omgewing, kyk na 'n ander gemeente waarna jy kan gaan, waar jy jouself tuis kan voel. In my eie bediening het ek dit al gehad, dat daar mense is wat net stroom op is teen dit wat verkondig word en nie saam met die leer van die kerk stem nie. Mense wat selfs vir my op 'n stadium uitgedaag het en gesê het hulle wil 'n spreekbeurt in die gemeente hê om die teologie van die gemeente reg te kry en te wys op die verkeerde wat in die gemeente verkondig word en wat stryd veroorsaak. Ander persoon wat vir my gesê het, dat as jy nie verander in jou prediking nie, as jy nie verkondig wat ons wil hê jy verkondig en wat ons wil hoor nie, sal ons die gemeente verlaat. Waarop ek baie mooi vir hulle moes sê, broeder en suster, as julle die gemeente wil verlaat omdat julle nie saam met ons stem nie, dan is dit beter dat julle die gemeente verlaat, as wat die gemeente geskeur word en dat daar negativiteit in die gemeente ontwikkel. Dan moet julle eerder maar die gemeente verlaat en 'n plekkie gaan kry waar julle tuis is. Daar was ook ander mense wat na my toe gekom het en vir my gesê, Dominee, ons gaan die gemeente verlaat omdat ons 'n gemeente gevind het waar ons net meer tuis voel. Ek het vir daardie persone 'n pragtige getuieskrif kon skryf en sê dit was staatmakers in die gemeente. Dis mense wat hulle samewerking gegee het
en mense wat geestig volwasse en standvandig is, en ek kan hulle ten sterkste aanbeveel as lidmate van julle. Jy sien, 'n mens kan goed op 'n mooi manier regstel. Maar as daar enige negativiteit in jou hart is, dat jy die werk van die Here afbreek, moet jy onthou, jy het sondig teen die liggaam van die Here Jesus Christus. As jy enige lidmaat in die gemeente benadeel, sê die woord van die Here, jy doen skade asof jy dit aan Christus self doen, want dit is sy liggaam wat jy aantas. En hy het sy liggaam lief. Hy het sy bloed gegee vir hierdie gemeente. En as daar een ding is wat God in die gemeente verwag, is dit samehorigheid, liefde. Hy het tog vir sy disippeltjies gesê, hieraan sal die wêreld weet dat julle my disippels is, as hulle julle liefde onder mekaar aanskou. In die gemeente gaan dit per se nooit oor my nie. Dit gaan oor hom. Dit gaan oor sy saak. Dit gaan oor sy koninkryk. Almal van ons kom om te dien en by te dra tot die vooruitgang van die gemeente van die Here. Soos ons dit vind in Efesiërs, daar by die 16de hoofstuk, waar hy sê die opbou van die gemeente deur die deel wat elkeen bydra, sodat die gemeente uitgebou kan word tot eer en heerlikheid van God. Daarom kan ons nooit partyskap en twiste in die gemeente toelaat en verdra nie. Ons moet sterk daaroor praat, ons moet die mense sterk vermaan, en as hy na die tweede of derde keer dan nog nie luister nie, dan moet ons as gemeente dissipline toepas, en vir daardie persoon sê, as jy nie staak daarmee nie, sal ons jou uit die gemeente moet uitsit. Dis 'n baie groot en 'n swaar ding om te doen. Maar terwille van die gemeente moet jy dit doen. Jy kan nie toelaat dat God se gemeente in die proses skade ly nie. Daarom, geliefde, het ek en u 'n woord van die Here. Ons het 'n getuienis van God wat van ons uitgaan. En ons moet waak daaroor dat die getuienis van die gemeente nie sal wees een van stryd en tweedrag nie, maar dat daar juis harmonie en liefde onder ons as gemeente kan wees. Hierdie persoon wat so negatief is 'n persoon wat altyd sy eie pad loop, sy eie sin wil hê, en alles moet verander soos hy dit wil hê. Dit kan nie wees nie, geliefde. Elke gemeentelid is kosbaar. Ons is immer saamgestel. Een is die hand, een is die voet, een is die oog, een is die oor, en ons moet mekaar verdra. Ons kan nie teen mekaar optree omdat ons verskil nie. Daar sal altyd verskille in die gemeente wees, want ons het verskillende persoonlikhede. Alles sal nie altyd gaan soos jy dit wil hê nie. Maar terwille van God se werk, moet ek vir myself vra, hoe ernstig is dit waaroor ek in stryd wil gaan? Raak dit die koninkryk van God? Raak dit die naam van God? Raak dit die heiligheid van God? Ja, dan tree ek op en praat ek mooi ten eerste, en sê, broeders en susters, hier is 'n probleem in die gemeente wat vir my hinderlik is. Praat met die leiers van die gemeente. Herinner hulle van goed wat jy sien, wat hulle miskien nie raak sien nie, maar moet nooit negatief afbreekend wees nie. Ek het 'n man daar in Kroonstad gemeente gehad. Hy was nie 'n lid van die gemeente nie, maar hy het ons gemeente permanent besoek. Hy het my gemeente gevorm. Hy het my gevorm. Want hy het 'n paar keer vir my gesê, "O broer Jannie, ek wil met jou praat oor iets wat ek opmerk in die gehoor, wat jy nie van weet nie." En hy het my byvoorbeeld gesê, "Pas op hoe jy naam God uitspreek, want jy het 'n gewoonte om die naam van God baie kras uit te spreek en te sê, God." Hy het vir my gesê, "Let daarop dat jy 'n sagtheid aan die naam van die Here bring." Positiewe kritiek. Spurgeon, een van die wêreld se grootste predikers, het iemand gehad wat elke maandagoggend vir hom 'n briefie gelaat het oor wat hy of sy in die gemeente opgelet het, wat sy onder sy aandag wil bring. Eendag het sy opgehou. Toe kondig hy af, "Ek weet nie wie van my hierdie briefie elke maandag los nie, maar asseblief moenie ophou nie, want jy bou my en jy bou my gemeente. Jy vorm my, jy wys my op dinge wat ek nie op let nie. Miskien kan jy net te hard praat, miskien kom jou stem net te hard oor. Dan sê mense dit vir jou, jy let daarop. Jy moet ook leersaam wees en nooit op jou eie reg te staan en jou eie pad loop nie. Dis altyd 'n verkeerde om stroom op te loop. Daarom, geliefde, sê Paulus, hierdie man wat so iets doen is 'n verkeerde pad.
Hy doen sonde en hy selfveroordelend. Ag, 'n mens kan daarna kyk om te sê in so 'n mens se lewe vind jy die werke van die vlees. Hoor net wat sê hy. Die werke van die vlees is openbaar naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery. Nee, nie dit nie, maar wel vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns. Dan sê hy wat hierdie dinge doen, het ek vroeër al vir julle gesê en ek sê dit weer vir julle. Die wat hierdie dinge doen, sal die koninkryk van God nie ingaan nie. Daarom moet ons waak in die gemeente hoe ons met mekaar omgaan. Want geliefdes, as ek een van my broeders of susters laat struikel, deur die wyse wat ek optree, deur die wyse wat ek met hulle praat, dan sondig ek teen die Here en het die Here Jesus Christus 'n stelling gemaak, wat een van hierdie kindertjies van my laat struikel, dit sal vir hom beter wees as hy 'n meulsteen om sy nek hang en homself in die diepte van die see gooi. Die gemeente, die kerk van die Here is 'n plek van vrede en geesvervuldheid, waar jy vers 22 van Galasiërs 5 kry. Die werke van die gees, of die vrug van die gees is blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Dit is wat in die lewe van die kind van God sigbaar moet wees. Daarom moet ons maar in hierdie stryd voortdurend vir die Here vra, Here, verander my. Daarom sê die Jakobus ook vir ons, vinnig om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word. Pas op wat jy sê, want jy kan jou woorde partykeer nie terugtrek nie, en sê jy partykeer, ek kan my hare uit my kop uittrek oor iets wat ek gesê het, wat ewige skade aan die koninkryk van God gedoen het. As daar een ding in die gemeente is wat moet geld, is dit die liefde van God, wat onder ons sigbaar moet wees. En geliefdes, liefde is nie 'n emosie nie. Liefde is dade. Liefde is gee. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dis God wat uitreik na die mens toe. So lief het Jesus Christus ons gehad, dat hy die hemel verlaat het, dat hy na hierdie aarde toe kom en sê, ek het na hierdie aarde toe gekom, nie om gedien te word nie, maar te dien, en my lewe te gee as losprys vir baie. Hy kom gee. Liefde is gee. Onthou u die verhaal van die Samaritaan? Die leviet en die priester stap verby. Hulle sien 'n gewonde man. Maar daar is 'n Samaritaan wat kom, wat van sy dier afklim. Dis eintlik sy aardsvyand. Iemand wat hom 'n hond en 'n heide noem, wat daar in die veld lê, 'n Jood. Hy gaan kniel by hom. Hy versorg sy wonde na die beste wat hy het. Hy laai hom op sy eie pakdier en vat hom na die naaste hospitaal. Daar by die hospitaal sê hy, versorg hierdie man. Ek is op reis, maar ek sal terugkom en as daar nog skade betaalbaar is, dan sal ek dit ook kom regmaak, maar sorg vir hierdie man dat hy gesond word. Die Here Jesus vra, wie het liefde betoon? Wie is die een wat uitgereik het? Wie is die een wat die goddelike werk gedoen het? Die een wat uitgereik het en gegee het. Daarom sê ek, liefde is nie 'n emosie nie. Liefde is ten eerste 'n daad, wat ek teenoor my medemens pleeg. En daarom moet ons vir mekaar vra, elke optrede wat ek het, is dit liefde? Is dit werklik tot opbouing van God se werk? Of gaan ek nou letterlik die werk van die Here afbreek? Gaan ek die kat in die duiwelk loslaat? Gaan ek negatiewe of positiewe vrugte lewer? Dit beteken nie, geliefde, dat jy moet swyg as iets verkeerd is nie. Dis hoe jy dit hanteer. Hanteer jy dit in liefde? Hanteer jy dit in sagmoedigheid? Hanteer jy dit in lankmoedigheid en vriendelikheid? Dan sal daar nie 'n stryd wees nie. Maar as die emosie verander en ek negatief optree, dan kry ek negatiewe reaksie ook. Hoe jy optree bepaal wat jy terugkry. Daarom waak daaroor. Om altyd te besef dat ek is besig met God se werk. Dis Paulus se woord aan Titus. Julle moet die gemeente van die Here bou. Ek het vir julle opdrag gegee hoe julle hierdie gemeente moet bou.
Moet nou nie dat daar mense met strydery die mekaar raak nie. Moenie met geslagregisters en al hierdie goed en twiste betrokke raak nie. En waak daaroor dat julle die negativiteit in die gemeente toelaat nie, dat julle 'n man waarsku. En as hy dan nie luister nie, onttrek julle van hom. Na die tweede of derde keer. Mag ek en u die mense wees waarna opgekyk kan word, wat die gemeente van die Here bou. Al is dit ten koste van myself, dan sal ek die gemeente van die Here nie skade aandoen nie. Die Here seën vir u, praat weer met mekaar, en wees 'n voorbeeld vir mense om jou, soos die apostel Paulus gesê het. Wees my navolger, soos ek dit van Christus is. Die Here seën vir u ryklik. Ons praat weer met mekaar volgende keer. Groot dag vir u.